Nou vriende, goeiemôre, ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy vir ons opgewek het, dat hy ons deur nog 'n week gedra het en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën. Terwyl ons môre gaan stil staan by die laaste paar verse van Spreuke 21 en hierdie groot waarhede gaan raak sien wat ons kan toepas in ons lewe om heilig en sonder gebrek voor die Here te leef. Belangrik dat u en ek sal moet weet dat ons lewe gaan gou verby. Eersdaags moet ons voor die Here gaan staan om rekenskap te gee. My gebed is dat ons dit nie alsigtende sal doen nie, maar dat ons met vreugde en blydskap sal vooruitkyk na hierdie dag, die hoop wat vir ons voorlê, sodat ons ook eendag voor die Here kan staan om die mooi so uit sy mond te hoor. Nou vanmôre gaan ons stil staan by vers 22. Ons begin daar, Spreuke 21:22 wat sê die wyse beklim die stad van die helde en gooi die vesting neer waar dit op vertrou. Nou vriende, dit is vir my so interessant toe ek het nagevors het, want dit is so interessant as 'n mens lees oor wat kommentaarskrywers sê hieroor en die gedagtes wat hulle vir ons deurgee. Mense wat die oorspronklike tale bestudeer en skrif met skrif vergelyk en wat vir my interessant was, en ek lees gou vir julle in Engels wat sê een van die skrywers. Hulle sê a wise person is able to conquer the mighty. Dit was my so mooi. 'n Wyse is beter as 'n held. Want jy sien baie mense steun op hulle fisieke krag, hulle sterkte, die feit dat hulle liggaamlik sterk gebou is en sekere goed kan vermag daardeur. Maar hulle het nie wysheid nie. En daarom beland baie van in die moeilikheid. Kyk maar na die televisie, lees maar die koerante. Vriende, kyk maar na die nuus. Hoe dikwels gebruik mense fisiese krag en hulle dompel hulle self in lewenslange probleme, terwyl die wyse 2 keer dink voor hy doen en hy vra die Here ook vir genade voor hy 'n optrede loods of dat die Here sal verheerlik. Ek weet daar sommige tye waar 'n mens moet optree, wanneer jy jou gesin moet beskerm, wanneer jy miskien jou lewe moet beskerm, en dan sal die Here ook vir jou wysheid gee, omdat jy uit 'n patroon van wysheid op sal tree, en die Here so sal verheerlik. Maar iemand wat net steun op sy krag en op hierdie brutale manier probeer om te manipuleer, is iemand wat sy lewe met baie smarte sal deurboor. En die Bybel sê vir ons, die wyse is die een wat in beheer sal wees van die een wat die baie krag het, die sterke, omdat die wyse eerder op 'n Bybelse manier sal optree en dan ook die Here so sal verheerlik. Daarom is die gebed van my hart en bly die boodskap van die boek Spreuke wat Salomo aan sy seun oordra, aan u en my oordra, dat ons wysheid sal put uit God se woord, sodat ons ook ons krag kan inspann om hom te verheerlik en so eer sal bring op sy naam. Vers 23 sê, hy wat sy mond en sy tong bewaar sy siel van benoudhede. Nou ek gaan nie veel daaroor sê nie vriende, want ons het al baie daaroor gepraat. Salomo praat male sonder tal oor die mond, oor die tong, oor woorde, en dat ons woorde met sout moet besprinkel. Nou ek het al reeds daar uit Spreuke 12:13, Spreuke 13 vers 3, Spreuke 14 vers 3, oor hierdie gedagte gepraat, maar die belangrike saak wat ek met dubbellyne wil onderstreep is, bewaar jou tong. Sit 'n wag voor jou mond, dat jy nie dinge sê wat jou later in ellende gaan dompel en jou lewe en ander mense se lewens gaan verongeluk nie. Die Bybel sê as jy jou mond en tong bewaar jy jou siel van benoudhede. Want vriende, ons woorde beïnvloed ons lewe. Ons kan maar sê wat ons wil, ons woorde beïnvloed ons verhoudinge, ons woorde beïnvloed ons hele menswees. Daarom, wees versigtig wat jy sê. Die Bybel sê vir ons, wees stadig om te praat, wees gou om te luister, en daarom is het belangrik om hierdie waarheid dan toe te pas in my en jou lewe. Vers 24 sê, 'n vermetele, 'n trotsaard, word 'n spotter genoem, een wat in oormaat van vermetelheid handel. Nou vriende, hierdie vers is baie interessant, en as 'n mens hom net so lees, dan wonder jy eintlik, wat wil hierdie vers vir ons kom leer? En in een van die vertalings wat ek nageslaan het, staan dit as volg: 'n ligsinnige mens is hoogwaardig en aanmatigend. Sy hoogwaardige optrede het geen perke nie. Nou vriende, hierdie woordjie hoogwaardig beteken arrogant, verwaand, hoogmoedig, en dis eenvoudig wat hierdie teks vir ons sê, dat 'n ligsinnige mens is so vol van homself, hy is so aanmatigend. Hierdie optrede van hom het geen perke nie, en u en ek kan nou onmiddellik aan iemand dink, miskien aan meer as een persoon, wat so gesindheid het. En die hartseer daarvan, die Bybel sê, dat hierdie mense se hoogmoed kom tot 'n val. Die hele groot ding is maar net, is 'n mens kan nie vir 'n onbeperkte tyd met so 'n ligsinnige, arrogante, aanmatigende gesindheid lewe en dink dat God nie jou voor stok gaan bring nie. Daarom is het belangrik dat ons eerder ons by die nederige sal voeg, want die Bybel sê vir ons dat God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nou vers 25 en 26
word saamgelees, dit gaan maar weer oor die luiaard, daar staan die begeerte van die luiaard sal hom doodmaak, want sy hande weier om te werk. Die hele dag deur word daar dringend begeer, maar die regverdige gee en hou nie terug nie. Vriende, ons het al hoeveel maal daaroor gepraat. Spreuke 6 is baie duidelik daaroor dat die luiaard na die muur toe moet gaan en wys moet word. Salomo is baie sterk oor hierdie saak en hy praat met sy seun baie streng oor hierdie saak. Moenie lui wees nie, want luiheid lei tot armoede en jy kan self sterwe as jy so lui is om nie vir jouself te sorg nie. En ag vriende, dit is belangrik dat ons hierdie saak sal sien, want die Bybel sê vir ons 'n luiaard is gewoonlik iemand wat nie wil werk nie. En as jy maar gaan luister na die deursee mens vandag en hoe hulle kla oor hulle werk, dis vir hulle die grootste las om in die môre op te staan, dis vir hulle die grootste las om in die kar te klim om te gaan werk, en by die werksplek is hulle so ongelukkig, terwyl die Bybel vir ons sê, die blydskap in die Here is ons as God se kinders se beskutting. Ons moet in die môre opstaan en die Here dank dat ons weer krag het om te gaan werk, dat ons oë het om te sien en oor om te hoor en 'n werk het om na te gaan en 'n salaris wat ons kan verdien, en ons hele gesindheid, vriende, moet anders te wees. Die Bybel sê vir ons, die luiaard is iemand wat kla en murmureer en weier om te werk en hy wil nie iets doen om vir hom inkomste te genereer nie. Aan die ander kant, die regverdige is nie net een wat vir homself sorg wanneer hy inkomste genereer nie. Die Bybel sê, hy gee en hou nie terug nie. 'n Kind van die Here is iemand wat altyd in die eerste plek vir God se saak sal gee. As jy vanmôre die Here beroof, vriende, moet jy seker gaan maak jy ken die Here. Want om die heilige God van Israel te beroof in die gee van jou tiendes en offergawes is een van die grootste skandes wat jy oor jouself kan bring en God se toorn kan opwek. Die tweede plek, as jy nie gee vir ander mense nie, as jy 'n toehandgesindheid het, as jy sê maar weet wat, is me, myself and I, vra vir jouself, hoe leef jy die gebod uit? Dat jy God lief het met jou hele hart en dan jou naaste soos jouself. Wanneer ons inkomste verkry, dan hou ons nie terug nie. Ons is nie suinig nie. Ons hou nie alles vir onsself nie. Ons is getrou aan die God van hemel en aarde om vir hom te gee, die groot gebod om hom lief te hê, deur te gee vir sy saak en dan ons naaste om ook te gee waar behoefte dan na vore mag kom. En daarom belangrik om wysheid van die Here af te bid, om ook getrou te wees in hierdie saak, want dit is wat die Here vir ons kom leer in sy woord. Vers 27. Die offer van die goddelose is 'n gruwel, hoeveel te meer as hulle dit met skandelike bedoelinge bring. Nou vriende, een van die vertalings wat ek nagelees het, sê die Here het 'n afskie in die offers van die goddeloses, te meer as hulle dit bring met slegte bedoelinge. En dit is my verskriklik as 'n mens daaraan dink dat Saul ook op 'n stadium aan die Here offers wou gebring het, maar sy hart was voor God nie reg nie. En die Here het gesê, ek wil dit nie hê nie. Daar is mense wat vandag vir die Here gee, maar hulle het 'n hart van weersin, of hulle gee vir iemand, maar daar is eintlik hierdie gesindheid van, weet jy, ek wens eerder jy wil iets oorkom, in plaas van dat ek hierdie gawe of offer aan jou moet gee. En wat die Here vir ons wil kom leer hier, is dat die Here ons gesindheid raak sien. Vriende, van binne uit ons hart kom daar sekere optredes. Partykeer is ons skynheilig in hoe ons dit doen, maar God weet wat binnekant aangaan en dis wat hy eendag gaan beoordeel, die gesindheid van ons hart. Daarom is dit baie belangrik dat ons met 'n eerbare hart dinge sal doen, sal gee, op 'n manier sal optree, dat dit van binne uit my hart, 'n hart van opregtheid sal kom, waarin ek God sal verheerlik. Vers 28 sê 'n leenagtige getuie kom om, maar 'n man wat goed toeluister, spreek vir altyd. Nou vir ons het daaroor gepraat uit Spreuke 6:19, 12 vers 17, 14 vers 5 en 25, en so kan ek die verse noem. God haat leuns. Die Bybel sê die duiwel is die vader van die leuns. En daarom 'n leenagtige getuie sal omkom. In hierdie lewe sal hy uitgevind word. En as hy in hierdie lewe nie uitgevind word nie, sê die Here, sal hy eendag sy bose dade aan die lig bring en homself oordeel. Daarom is belangrik, vriende, praat die waarheid. Daar is 'n spreekwoord wat sê, if you don't lie, you don't have to remember. Jy het nie nodig om jou gedagtes heeltyd in 'n rat te sit om te wonder, wat het ek nou hier gesê en vir wie het ek wat gesê? Nee, praat die waarheid. En God word verheerlik en sy naam word geëer in alles. Vers 29 sê die goddelose trek 'n onbeskaamde gesig, maar die opregte gee aan sy weë die regte rigting. Dit is nogal interessant as 'n mens hierdie vers bietjie bestudeer, en dit kom maar daarop neer, vriende, dat 'n slegte mens, 'n goddelose mens, is iemand wat vir jou amper al wil voorgee dat hy weet wat hy doen. Ek weet wat se pad is ek weet wat se rigting ek beweeg, alles is onder beheer, moenie oor my bekommerd wees nie, my lewe is 'n lied, alles is goed. En die Bybel sê, hy trek 'n onbeskaamde gesig, hy gee so voor dat mense hom amper glo.
Maar die Bybel sê vir ons 9 uit die 10 keer is dit nie so nie. Hulle lewe word deurboor met smarte en hartseer en pyn. En as jy agter die skerms kyk, dan sien jy eintlik 'n lewe wat uitmekaar val. Aan die ander kant, die opregtes gee aan sy weë die regte rigting. Met ander woorde, die opregtes is 'n eerlike mens en hy bly by die koers wat hy gekies het. God se woord, God se waarheid, dis die lig vir my pad, dis die lamp vir my voet en ek wandel volgens dit. En dit sluit aan vers 30, daar is geen wysheid en daar is geen verstand en daar is geen raad teenoor die Here nie. En dit, vriende, is presies die wyse se gesindheid. Die wyse sê eenvoudig, ek het nie wysheid wat God se wysheid kan oortref nie. Ek het nie insig wat God se insig oortref nie. Daarom is ek afhanklik van hom vir my raad, vir my wysheid, vir my insig, vir my kennis, vir my verstand, vir my daaglikse lewe. Daarom kan ek die regte koers inslaan. Ek kan op hierdie pad bly, want God se woord bly konstant dieselfde. Dis daagliks die lig van my pad, die lamp vir my voet. Dis hierdie fakkel wat skyn in 'n donker plek. En daarom kan ek die Here eer daarvoor. Die laaste versie van vanmôre sê die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, maar die oorwinning is deur die Here. En ons het al verskeie kere daaroor gepraat, vriende, dat die Here is soewerein. Uiteindelik sal God se volmaakte wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Soos ons in die Onse Vader gebed bid, so sê Spreuke ook, en Salomo uit die boek Spreuke, dat dit sal gebeur. God se wil sal geskied, soos in die hemel, so ook op aarde. Beteken dit ons moet maar net sit en handjies gevou, niks doen nie? Nee, ons moet werk, ons moet ons taak verrig met 'n vlytige hand, ons moet besluite maak, maar ons moet weet, ons laat ons weg aan die Here oor. En op die einde van die dag sal die Here sy volmaakte plan laat geskied in my lewe. Of ek nou dink dit is goed of sleg. Die Here sal in sy lewe, in my lewe bereik dit wat hy goed dink en my so heilig en my nader trek aan homself, sodat ek in groter afhanklikheid hom sal dien, hom meer sal vertrou en ook in die goeie besluite hom sal dank en eer dat hy die God van wysheid en insig is, wat my verstand en kennis gee, om dan te wandel op hierdie weg van geregtigheid. Om besluite te maak tot my voordeel, tot die van my gesin, tot die van my geliefdes, tot die van my gemeenskap, om hom te eer in alles. Vriende, mag die Here ons seën, wat 'n kosbare boek, wat ons kan uitleer en lees, en sien ons hoe 100% van toepassing God se woord op ons dag en ons tyd van nou is. Mag die Here ons seën, dat ons die woord sal lees, dat die ou kinderliedjie sê, wonderbaar boek, sal sy blaaie deursoek, sal dit lees en gehoorsaam. Dis 'n wonderbaar boek. Groete vir u seun, mooi dag verder, Tara.